Het jy geweet dat daar is 'n spesifieke manier wat Vader graag geaanbid wil word? Ons kan nie dinge doen op ons manier en verwag Vader moet okay wees daarmee. Daar is 'n spesifieke manier wat Vader graag geaanbid wil word. Hy gee dit vir ons in sy woord. Onthou dat Vader is 'n God van patroon. Hy's 'n God van orde. Hy's nie 'n God van wanorde nie. Hy's 'n God van orde. En hy verwag dat ons moet ordelik funksioneer in die raamwerk van God se woord. Ek en jy kan nie buite die woord funksioneer, buite die raamwerk van die woord funksioneer en verwag dat Vader ons moet seën nie. Ons kan nie. Daar is nou natuurlik 'n baie belangrike gedeelte in Vader se woord hier opgeteken in Johannes hoofstuk 4 en ek wil jou aandag bring hierby. Want dit gee vir ons die protokol van hoe ons Vader moet aanbid. En aanbidding gaan nie net oor ek sing 'n liedjie en dis nou aanbidding en nou moet Vader tevrede wees daarmee. Nee, aanbidding is 'n leefstyl. Dis hoe jy Vader benader. Dit gaan oor jou totale lewe van aanbidding. Dit gaan oor alles wat jy doen. Alles wat jy doen moet 'n aanbiddingsaksie wees teenoor Jahwe. En dis waar daai woord inkom, avodah. Dis 'n Hebreëse woord avodah wat beteken werk en aanbid. So wat jy ook al doen in hierdie lewe, moet jy hom aanbid, of jy nou werk en of jy nou lewe en of jy by die huis is en wat ook al, alles moet aanbidding wees teenoor hom. Maar daar's 'n spesifieke manier hoe hy dit graag wil hê. Nou luister gou wat sê die woord. In Johannes hoofstuk 4 vers 23. Hy sê: "Maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid." Hoe wil Vader hê moet ons hom aanbid? In gees en in waarheid. Hierdie is 'n baie belangrike aspek. In gees en in waarheid. Met ander woorde, daar moet 'n absolute balans wees tussen die gees en die waarheid. Kan ek gou vir jou iets sê? Daar is ongelukkig, is daar soveel mense wat net hamer op die gees. Hulle hamer net op die gees. En dit gaan net oor die werke van die gees en die bediening van God se gees en die gawes van Heilige Gees en die salwing moet daar wees en dit gaan net oor die gees. Is dit verkeerd? Nee, alles great, alles reg. Die gees van God moet vaardig wees. Die gees van God moet in mense se lewens manifesteer. Maar nou is mense net daarop gefokus. So wat gebeur wanneer daar net 'n fokus is op die gees? Die waarheid ontbreek. Dis waar Yeshua inkom en hy sê in die boek van Matteus hoofstuk 7 vers 21 begin hy praat en hy sê dis nie elkeen wat vir my sê meester, meester wat ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van Vader doen. En nou gaan hy verder en hy sê maar baie sal kom en vir my sê maar meester, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam baie kragte gedoen, en dan gaan Yeshua sê, maar gaan weg van my, ek het julle nooit geken. So wat beteken dit? Dit beteken, nou luister gou-gou, kan ek enigsins mense gesond maak, of demone uitdryf, of kragte doen, sonder die salwing van Heilige Gees, sonder God se krag, sonder sy gees? Kan ek dit doen? Nee. Ek kan nie mense gesond maak, en ek kan nie kragte doen, en ek kan nie duiwels uitdryf, sonder die gees van Jahwe nie. Kan nie. Daar's nie 'n manier nie. So nou is dit mense, nou luister wat sê Yeshua, hy praat met hierdie ouens, en hulle kom na Yeshua, want in die eerste plek, hulle ken Yeshua, hulle weet wie hy is, en hulle sê, maar meester, het ons nie in u naam. In ander woorde, ek kan dit nie doen in iemand anders se naam nie, ek doen dit in die naam van meester Yeshua, en ek doen dit onder die kragwerking van God se gees, sal ons doen baie kragte, en ons het duiwels uitgedryf, en ons doen wonderwerke, en siekes word gesond, so dis alles onder die gees, en Yeshua sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. So, dis die een aspek, dis die gees, en ek kan nie Vader aanbid net in die gees nie, daar moet ook waarheid wees. Daar moet 'n absolute balans wees. Nou kom die ander spektrum. En die ander spektrum is waarheid. Nou is daar mense wat net fokus op die waarheid.
net die waarheid. En wat gebeur dan? As jy net fokus op die waarheid, wat ontbreek? Die Gees van God. As die Gees ontbreek, dan is dit so maklik om in 'n dwaalleer in te gaan. Baie maklik. Want dan word die waarheid baie maklik 'n leuen. Die waarheid word baie maklik 'n dwaling wanneer die Gees van God nie meer ter sprake is. Wanneer die Gees van God nie meer in mense se lewens manifesteer. Want die oomblik wanneer God se Gees nie meer daar is nie, dan is 'n mens so vatbaar vir die gees van die anti-kris. En dan lyk dinge soos die waarheid, want jy sien, dis die waarheid, en ons gaan terug na die waarheid van God se woord, ons gaan terug na die oorspronklike, en ons gaan kyk na wat is die betekenis in die Hebreëus, en wat is die waarheid, en dan ontbreek die Gees. En as die Gees ontbreek, dan verval mense baie maklik in 'n dwaling. So, met ander woorde, al twee kante is baie gevaarlik. So ek kan nie net fokus op die Gees en verwag dat die waarheid moet outomaties kom. Nee, want die woord kom leer my dat selfs al is die Gees teenwoordig en ongelukkig is mense so gebreinspoel en hulle so vas aan tradisie dat alhoewel die Gees daar is, vat dit hulle weg van die waarheid af. En nou is daar weer 'n ander kant waar mense so gefokus is op die waarheid, maar die Gees ontbreek. En as die Gees ontbreek, dan ontbreek die gawes, dan ontbreek die vrug van Heilige Gees. En as die vrug van Heilige Gees ontbreek, dan is mense liefdeloos, hulle is koud, hulle is aanvallend en hulle verwerp die ewige God. Hulle verwerp Yeshua. So mense, dit is baie gevaarlik om aan een van die kante absoluut ekstreem te wees. So wat verwag Vader van ons? Hy verwag die volgende. Hy sê, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, dis ek en jy, die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. So met ander woorde, daar moet 'n absolute balans wees tussen gees en waarheid. Daar kan nie 'n oorweldigende aspek hier wees of 'n oorweldigende aspek hier wees en iewers te ontbreek daar iets nie. Nee, die waarheid saam met die Gees, dis wat belangrik is. En dis hoe ons Vader moet vereer en verheerlik. Dis die protokol, mense. Dis die protokol. En as ek en jy by daai protokol hou, dan waarborg ek jou, jou lewe gaan geseënd wees, jy gaan suksesvol wees aan alle aspekte van jou lewe, en jy gaan ervaar, maar hoor hierso, my aanbidding is reg, want ek ervaar sy teenwoordigheid, en ek glo in die waarheid, en dan is jy op die regte plek. Halleluja. Mense, dankie dat jy ingeskakel was, mag die lewende God jou kom seën vandag, mag jy 'n geseënde en 'n vrugtevolle Dinsdag beleef. Van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.